Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, ons is bevoorreg vanmôre om in U huis te kan wees. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak. Dankie dat ons vir U kan gee, Here. Dit is 'n groot voorreg. Ek wil bid, Here, dat U dit ryklik sal seën en sal vermeerder volgens die behoeftes van hierdie gemeente. Dankie daarvoor, Here. Seën elkeen wat gegee het. En kom in hierdie oomblikke, Here, wanneer ons die woord gaan oopmaak. Kom praat met ons. Ons wil die stem hoor. Ons wil hoor wat U vir ons wil sê, Here. Dankie dat ons dit vir U kan vra in Jesus se wonderlike naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vir die kinders vra om daarna die voorportaal toe te beweeg. En dan maak U die Bybel vir my oop asseblief op by Johannes hoofstuk 8. Ek praat met U tans oor hierdie onderwerp 6 leuns wat mense verlore laat gaan. 6 leuns wat die duiwel gebruik om mense verlore te laat gaan. Het jy agtergekom dat al hierdie leuns is mooi godsdienstige leuns? En ek het gekom net tot by die 4de leuen of die 3de leuen en ek wil graag by die 4de leuen aangaan en vir u wys hoe bou dit so op mekaar. So die leuns wat ek al vir u genoem het, was leuns wat die duiwel vir mense sê byvoorbeeld. Hy gee vir hulle 'n valse gerusheid en dan sê hy byvoorbeeld vir hulle, doen net jou bes. Ken jy dit? Het jy dit al gehoor? As jy met mense praat, dan sê hulle vir my, Dominee, ek doen net my bes. En elke keer dan staaf ek vir u uit die woord uit dat dit gaan nie oor my bes nie. Ek kan die hele wet probeer onderhou. En tog sê Jesus vir daardie persoon in Markus 10 van vers 19, een ding kom jy kort. Net een ding. En die tweede een wat ek vir u reeds genoem het, wat die sielevyand met sukses gebruik is hierdie ene. Ek moet 'n kind van die Here daarom wees, omdat die Here hoor my gebede. En Matteus 5 sê Jesus hierdie woorde. Hy sê dat God laat sy reën val op die regverdige en die onregverdige. Hy laat sy son skyn op die regverdige en die goddelose. Die feit dat die Here jou gebed verhoor het sy by 'n siekbed of waar ook al toe jy in die nood was. Ek weet mos 'n noodwiel gebruik jy net wanneer jy in die nood is. En nou is ek in die nood, nou bid ek en nou sê mense vir my, weet jy Dominee, ek was daar in 'n krisis gewees en ek het gebid. En weet jy wat? Die Here het my gebed verhoor. Ek moet 'n kind van die Here wees. En toe neem ek u na 'n gedeelte in die woord van die Here en ek hoop u het dit mooi weer gaan lees daar in Lukas 8 waar Jesus die duiwel uit daardie besetene man van Gadara gedryf het. En daar's 2 woorde wat daar staan. Hy het gebid en hy het gesmeek. En toe het die duiwels uit daardie vark uitgegaan en nou wil ek weer die stelling maak, want ons moet konsekwent wees met die woord. As ons hom hier toepas, moet ons hom ook daar toepas. Die feit dat die varke uit die duiwels uit daardie varke gevaar het en daardie duiwelbesete man sy gebed gehoor het of verhoor het, maak dit nou van hom 'n kind van die Here. En toe het ek by die 3de gevaarlike een gekom, een van die gevaarlikes wat sê, niemand kan sê dat ek is 'n kind van die Here nie. Ag Dominee, weet jy, jy's 'n bietjie verwaand. Jy's voorbarig, het 'n tannie vir my gesê, om te sê dat jy kind van die Here is. En toe neem ek vir u en ek het tyd geneem om vir u uit Johannes uit te wys. Johannes was baie lief om te skryf oor die woordjie weet. Het u dit gaan tel hoeveel keer die woordjie weet in 1 Johannes voorkom? Dan tel 'n bietjie hoeveel keer die woordjie weet. Ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle kan weet. 1 Johannes 5 vers 11 dat julle die ewige lewe het. Sodat julle kan weet. Ek wonder vanmôre as ek hierdie vraag vir u moet vra, weet u
dat u vanmôre God se kind is? Of hoop jy nog? Of probeer jy nog? Dit is 'n diep wete hier binnekant. En ek wil graag vanmôre by die 4de een stil staan. Maar voordat ek daarby kom, wil ek iets vir u verduidelik. En ek het nou vanmôre 'n leer. Daar's 2 groot waarhede wat ek vir jou wil verduidelik vanmôre en ek wil jy moet dit snap. Ek het nou 'n kind van die Here geword. En weet jy wat doen die duiwel baie keer? Hy doen dit met my ook. En dan hoor jy die woordjie wees heilig want ek is heilig of 'n sekere boodskap en dan voel jy die standaarde so hoog, hier is heilig, wees heilig want ek is heilig. 1 Johannes 3 sê elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig hom voortdurend soos wat hy is. Dis hoe ons moet wees. Ons moet word soos Jesus. Hoor nou mooi. En in Petrus is daar 2 woorde. Hy sê wees heilig want ek is heilig. Dan sê hy die tweede vers as hy praat oor heiligheid, dan sê hy ons moet in ons hele lewenswandel heilig word. So wees en word. Die een is die standaard en die ander een is die proses om daar te kom word, nee. Nou weet jy wat doen die duiwel? Nou het ek die Here Jesus gevind en nou staan ek op trappie 1. En hy wys vir my hoe hoog is hierdie ene. Hy sê vir my, Johan, sal jy ooit hier by uitkom? En nou volg ek die Here Jesus en ek kom by trappie 2. Maar hy wys vir my, daar's nog 1, 2, 3, ek sal nooit, nee in hierdie lewe nie. Weet jy wat wys die duiwel nie vir my nie? Hy wys nie vir my hoeveel trappies ek al geklim het nie. Hy sal nie vir my sê, weet jy wat, kyk hoe het jy al gevorder in die geestelike lewe nie. Hy sal gedurig hierdie deel vir my wys. Is onmoontlik om hier uit te kom. Ek is maar nou nog eers op trappie 2 en nou lees ek al hoe meer die Bybel en sê, hoe sal ek hier uitkom? Hoor gemooi, kyk in jou geestelike lewe 'n bietjie af, dan sien jy hoeveel trappies. Hoe het jy al gegroei in jou geestelike lewe? Moenie hier kykie wat jy gaan moedeloos raak. Ja, hierdie moet vir jou 'n uitdaging wees en sê, soos hy is, moet ek wees. Ek wil so wees. Het dit al met jou gebeur? Raak so moedeloos. Ja. Weer ek die Bybel lees en ek sien maar dit is standaard en ek sê, Here, hoe sal ek ooit daarby uitkom? Dan sê die Bybel, lê af. Om daar uit te kom, sê hy, om heilig te word, lê af. Hy noem 5 groepe in 1 Petrus. 5 groepe. Ek het gelees hoofstuk 1 Petrus 1 Petrus 2 vers 1. Hy sê, lê dan af. Om daar te kom is 'n aflê proses. Dan beweeg ek na die 2de trappie toe. Hoe meer ek aflê, beweeg ek na die 3de trappie toe. Hoe meer ek aflê, hoe meer ek saamwerk, hoe meer ek gehoorsaam wees. Hoor gou mooi, deur die leer wil ek net vir jou wys. Hou op nou om na die sporter na bo te kyk. Kyk 'n bietjie terug. Dan sien jy wat het die Here al vir jou gedoen. Dan begin jy die Here dank. Here, ek wil vir U baie dankie sê vir wat U, hoor gou mooi, Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juis hierop vertrou dat hy by die goeie werk in my hart begin, sal dit volëindig. Hy gaan my hier bring. Dis sy taak. Hy het die werk begin. So ek wil hierdie net vir jou laat in jou dat jy daaraan dink. Dan is daar 'n tweede groot fout wat mense maak as dit kom by die wete. En ek wil net hierdie 2 tabelle vir u gou wys. Daarom moet jy weet. Dis hoekom ek dit vir jou wys. Daarom moet jy weet, jy is waarlik weergebore, want die Satan, hy's 'n mensemoordenaar, hoor mooi, die Bybel noem hom 'n leienaar. As hy sy mond oopmaak, dan lieg hy. So hy kom lieg vir jou en vir my, nee. En een môre staan ek op, en jong, is ek 'n kind van die Here. Jy sien, hier word ek gebore, ek word in Egipte land gebore, en ek gebruik nou die deurtog van die volk deur die Rooi See. Ek word hier gebore, Farao sit daarbo, Eksodus 2, en hy is my God. Johannes 8 vers 44 sê Jesus, hy sê julle het die duiwel as vader. Ons word so gebore, julle het die duiwel as vader, en begeertes van julle vader wil julle doen. So hy is nou daar. Nou word ek hier gebore. En dan gebeur daar iets in my lewe, ons noem dit wedergeboorte. Die volk om in die woestyn te kom, moes hulle deur die Rooi See beweeg. Dit is interessant, die kleur, die Rooi See. Die Rooi See verwys na die bloed van Jesus. Hulle moes deur die Rooi See, daar was geen ander manier. In Johannes 10, as Jesus praat oor die goeie herder, dan sê hy, die goeie herder is die deur
as iemand deur die deur gaan, sal hy nooit gered word nie. So die Here se mikpunt was Kanaan gewees hier, maar nou moes hulle daar deur die Rooi See gaan. Maar nou is ek hier, né? Ek is waarlik gered. Jy moet hierdie wil ek net eers sê, jy moet weet dat jy waarlik gered is. En nou gaan ek 'n stelling maak. Nou hier gebeur sekere dinge. Toe die volk hier kom, gaan lees Deuteronomium, daar hoofstuk 1, daarvan vers 6 tot 12, dan sal jy agterkom. Nou vra hulle, waarom het die Here sy volk uit Egipte uitgelei? Hierin, dan antwoord hy, dit sê, om vir hulle te wys wat in hulle hart aangaan. As jy nog nooit jou hart ontdek het nie, word weergebore. Want daar weet jy, die Here het my sondes vergewe, ek word sy kind, en nou as ek sy kind, nou ontdek ek werklik my hart. Het jy gesien hoe bedrieglik kan jou hart wees? Jeremia 17 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe, wie kan dit ken? As jy nog nooit jou hart ontdek het nie, dan wonder ek of jy al daardeur is. Maar nou het hulle hart daar ontdek. Hulle het gesien hoe afvallig raak hulle van die Here, ongehoorsaam is hulle aan die Here, ongeloof, gaan lees Hebreërs 3, al die oos van Hebreërs 3. Weet jy wat doen ons nou daar? Nou gebeur daar iets. Jong, is ek nou kind van die Here? Kyk wat pop nou uit in my lewe. Kyk wat kom nou na vore in my lewe. Weet jy wat doen ons? Nou hardloop ons terug Rooi See toe. As jy nie seker is van dat jy weergebore is nie, sal jy weergebore soek en bekering kom en bekering kom en bekering kom en bekering kom en tot bekering kom menigmale. Maar as jy hierdie waarheid kan snap, as jy waaragtig weergebore is en jy ontdek hier's iets wat nou na vore kom, het jy nie nodig om weer my ondervinding te gaan bevraagteken. Is ek nou of is ek nie? Nee. Ek het mos nou die bloed van Jesus tot my beskikking. Ek het mos nou 1 Johannes 1 vers 7 wat sê, en die bloed van Jesus. Ek gaan kniel daar by die kruis, hierdie kant. Ek gaan nie daai kant toe nie. Ek kom kniel hier, hierdie kant by die kruis en ek sê, Here, kyk wat is nou hier in my lewe. Ek was nou aan U ongehoorsaam. Ek het nou weer ingegee vir 'n ding, Here, maar vergewe my. Ek kom vra, kom reinig my van daardie ding. Wonderlik nie. Dis 'n groot geestelike les. Het jy dit gesnap? Maak net so. Maak hierdie ry vir my so. Hoeveel keer het jy al teruggehardloop soontoe? Daai kant van die Rooi See gegaan. Here, ek is nou nie seker of ek nou weergebore is of nie. Hoeveel keer van U dit? Snap U daai? Jy moet dit snap. Jy moet dit snap. Hoeveel van U? Jy moet dit snap. Kan ek dit weer vir jou verduidelik? Jy word gebore as 'n sondaar, hier word jy 'n waaragtige kind van God as jy die Rooi See deurgaan. As die Here Jesus jou sondes vergewe het. Hy vergewe sonde alleen deur die bloed van Jesus. As ek my sondes bely in Johannes 1 vers 9, God is getrou en regverdig om my die sondes praat van my dade. As jy die woordjie sondes in die Bybel lees, praat dit van die dade. Die hart is die fabriek, hy produseer sondes. Sal die Here al my sondes vergewe en my van alle ongeregtigheid reinig. Ongeregtigheid is daai beginsel, dit wat maak dat daar sondes kom nie. Maar die punt is, hy vergewe my met sy kosbare bloed. Is jou sondes vergewe? Micha 7 vers 19 sê hy, vir daai sonde nie, kan jy dit dink? In een oomblik, en hy werp dit in die diepte van die see. Hoe diep is die see? Kan iemand vir my sê? En hy dink nooit ooit weer daaraan nie. Hy dink nooit ooit weer. Hy maak so. En hy sê vir die duiwel, hy sê daar 'n bordjie op, ek het in my Bybel geskryf, no fishing. Moenie gaan soek nie. Moenie gaan visvang daar. Hy gooi dit en hy sê, hy dink nooit weer daaraan nie. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste. So ver verwyder, hoekom nie die noorde en die suide nie? Dis 2 pole wat bereik kan word. Hierdie beginsel. Dis hoe Jesus gehang het. So ver as dat die ooste verwyder is van die weste. So ver as wat sy arms uitgespalk was. So ver verwyder hy my oortreding van my. Dis wedergeboorte. Dis wat gebeur met wedergeboorte. En dan kom ek hier, begin ek leef soos 'n kind van die Here.
is nie volmaak nie, ek is nog nie eens by die eerste trappie nie. Ek struikel maar. En dan gaan ek tot hier weer terug na die kruis toe. Here Jesus, ek dank U vir die bloed van Jesus. Ek dank U vir die bloed van Jesus. Ek dank U dat die bloed reinig. Dank U dat die bloed vergewe. Hoekom wil ek dit vanmôre vir jou sê? As jy dit nie gaan glo nie, Paulus gebruik 'n sterk woord. Hy sê pas op dat jy nie Jesus openlik elke dag openlik kruisig nie. Pas op daarvoor. Glo, die duiwel sal sê ag nee man. Glo dit wat die Here in jou hart gedoen het. En as jy struikel, dan gaan jy kruis toe, Here. Maar jy moet weet, jy is waaragtig weer gebore, dan kan jy net terugdraai en sê, moenie hierdie kant van die kruis kom nie, kom daai kant. Dan kniel jy daar en sê, Here, ek is so jammer. Snap jy dit? Het jy dit gesnap? Maak dit vir my vandag so. Ek wil vir die vierde leen gou noem. En ek wil so 'n bietjie stil staan by hierdie leen. En hierdie is een van die leuns wat die duiwel met groot vrug gebruik. Toets my hierdie leen in hierdie week waar u kom. En wanneer jy met mense begin praat, en ek gaan nou nie weer die skrif vir die lees nie terwille van tyd, ek haal hierdie uit Johannes uit, en ek gaan vir jou, hou jou Bybel oop, want ek gaan jou laat blaai na sekere teksverse toe, waar die Here Jesus nou vir hierdie fariseërs, die kerkmense sê, julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen, nee. Nou, Jesus sê dat wanneer die duiwel praat, dan praat hy leuntaal. En nou kom hy na mense toe. Mense het 'n begeerte, die Here het die mens gemaak hier binne, dat daar 'n begeerte moet wees. Hy het 'n vakuum hier geplaas. En al wat daai vakuum kan versadig of antwoord wat hier binnekant is net die Here Jesus. Niks anders. Wanneer jy die Here Jesus ontmoet het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan kom daar vrede en die duiwel weet dit. En hy beroof mense van hierdie vrede. En hy's lief om mense op 'n vals fondament te plaas. So al hierdie ander 3 wat ek vir u genoem het, ek hoop so, of ek het 'n gebed gedoen, is valse fondamente waarop mense staan. En ek wil jou sê, as die oordeel plaasvind, as die krisisuur gaan plaasvind, gaan daar die vals fondament waarop hy of sy staan, hulle in die steek laat. By 'n sterfbed het ek dit al gesien. Dan laat daar die valse fondament, daai persoon in die steek, hy daarop gestaan. En dan besef hy, weet jy wat, ek het nooit gebou op die rots Jesus nie. En hier is een van die grootstes wat die duiwel gebruik. En ek noem dit grashalmpies, soos ek verlede Sondag gesê het. En een wat hy baie lief is om te gebruik, is hierdie woorde wat mense vir my sê, en jy het dit al gehoor, ek glo aan God. Klink mooi nie? Of iemand sal hierdie woorde sê, ek glo daarom die Bybel, ek glo daarom aan die Bybel, sien jy, dis al twee in rooi. Hoor gou mooi, daar's 'n geweldige groot verskil om te sê, ek glo aan God, en ek glo in God. Dis twee geweldige verskille, groot verskille wat daar is. Dis een ding om te sê, ek glo aan 'n Bybel. Mooi Christelik. Heeltemal iets anders om te sê, ek glo in die Bybel. En as al mense vinnig hierdie woorde gebruik en sê, daarom, sê die duiwel ook vir hulle, sal jy daarom hemel toe gaan. Jy glo daarom aan God, en jy glo daarom ook aan die Bybel. En Jakobus, gaan lees dit, 'n kort boek in die Bybel, voor 1 Johannes, skryf Jakobus in Jakobus 2 vers 19. Hoor mooi wat hy sê, jy glo dat God een is. Dan sê hierdie woorde, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, maar hulle doen 'n bietjie meer as wat die mens doen. Ons glo dat God een is. Die duiwel doen dit ook, en hy sidder. Nou moet jy saam met my blaai jou Bybel oopmaak, ek wil hê jy moet dit self sien, want ek gaan nou vir jou hierdie woordjie in en aan mooi verduidelik. In Handelinge vind ons nou 'n baie mooi voorbeeld. En ons lees, en ek noem juis vir u dat u hierdie dinge wat
in jou Bybel moet merk dat as jy met iemand praat, 'n kollega of 'n familielid, dan moet jy hom Bybel toeneem, want die Bybel is die hoogste gesag. Sê vir wat sê die Bybel? Nou gaan ek vir u saam lees. Ek gaan vers 27 en vers 28 vir u lees. Handelinge 26 vers 27. Paulus staan daar voor koning Agrippa. Dis waar hierdie gedeelte gaan en Paulus praat baie regheid met hom. En hoor wat sê Paulus vir hom. Hy vra hom hierdie vraag. Hy sê in vers 27, hy sê, glo u die profete, koning Agrippa? En dan antwoord Paulus vir namens hom, hy sê, ek weet dat u glo. Ek weet dat u glo. Snap jy hierdie woordjie? Hy sê, hierdie woordjie glo, ek weet, jy weet daarvan. Jy weet van die profete Agrippa, koning Agrippa. En Agrippa antwoord hom hierdie woorde en hy sê vir hom, hy sê, Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Hy glo die profete. Met ander woorde wat sê hy? As Jesus praat oor die profete in Lukas 16 dan die ryk man sê vir hom, sal u nie net Lazarus stuur dat my broers kan gaan waarsku dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê word daar vir hom gesê hulle het Moses en die profete. Wat beteken dit? Hulle het die Bybel. As die ryk as koning Agrippa hier sê, Paulus vir hom sê, glo u die profete. Met ander woorde, glo u die Bybel? Ek glo. En Paulus sê vir hom, ek weet jy glo dit. Hoor nou wat sê Agrippa, hy antwoord op Paulus se vraag, hy sê, jy beweeg my amper om 'n Christen te word. Jy kan maar die Bybel glo. Jy kan maar aan die Bybel glo. Dan sê hierdie man, jy beweeg my om amper. Hy's nog nie 'n Christen nie, jy weet nou, ek hou nie van die woord Christen nie. Ek hou van die woordjie kind van die Here, want almal is Christen in die sonnige Suid-Afrika. Jy beweeg my amper om 'n kind van God te word, 'n Christen. Hy kon alles geglo het van die profete. Dit het hom nie gered nie. Hy kon alles geglo het oor die profete. En dit het nie vir Agrippa gered nie. Dit het hom nie hier binnekant daar die sekerheid gegee nie. Inteendeel, hy sê vir Paulus, hy sê, jy beweeg my amper. Jy beweeg my amper. Dit is 'n gevaarlike leuen wat die duiwel vir mense verkondig en sê, weet jy wat, as jy aan die Here glo, of as jy in God glo, ek glo aan God. Ek glo nie die enige God. Ek glo aan die Bybel. Gevaarlike leuen. Jy sal nog steeds verlore gaan met al jou kennis wat jy het oor die drie eenheid, oor God, oor die Bybel. Want dit gee nie sekerheid hier binne nie. In Lukas 18 vind ek 'n tweede verhaal, 'n tweede bewys. Ek kan gou saam met my soontoe blaai, ek gaan nou nie lank by hom kan stil staan nie. Vind ek weer 'n bewys van hierdie gedagte. En hierdie gedeelte is presies die gedeelte wat ek nou verlede Sondag aangehaal het oor hierdie ryk jong man. En hy het ook geglo. Hy het alles geglo. Hy het self vir Jesus gesê, hy kan die wet onderhou. Toe Jesus die wet vir hom begin opnoem, toe sê, jy mag nie steel nie, jy mag nie, toe sê, Here, ek onderhou al hierdie dinge van my jeug af. Toe sê Jesus vir hierdie persoon, hierdie woordjie, een ding kom jy kort. Hy glo dit. Nou moet jy mooi oplet wat ek vanmôre vir u wil leer. Al snap u net hierdie gedagte. Hoe werk die glo dan?
Hoe werk dit dan? Hoe werk, wat verwag die Bybel van my? Nou blaai saam met my na 'n belangrike gedeelte in die Bybel. In Handelinge 16, jy moet nou jou pen ook naby hê, of maak 'n nota hiervan. Lees ek van vers 28 af. Jy weet nou sit Paulus al in die tronk. Hy en hulle sit daar so, en Silas sit in die tronk. En ek lees gou van vers 28 af, maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, nou weet jy, die deur van die tronk het oopgegaan as gevolg van die lofliedere wat hulle gesing het. Hulle was kinders van die Here in daardie tronk, hulle is daarin gegooi sonder rede. En hulle is so dankbaar, hulle verstaan nie, want die Here sê nou, hulle moet Macedonië toe gaan, nou word hulle eerder in tronk gestop. En ewe skielik toe gaan die deure oop, vers 26, daar kom 'n aardbewing, en die deure gaan oop, die fondamente word geskit van die gevangenes, die deure gaan oop en die boeye van almal val af. Vers 27, en die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenes oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. Vers 29, en toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ons doen? Wat moet ek doen? Jy moet die woordjie doen, daar's iets wat 'n mens moet doen om hemel toe te gaan. Daar's iets wat 'n mens moet doen om gered te word. Wat moet ek doen om gered te word? En hoor nou wat sê jy? En wat sê Paulus? En nou gebruik die duiwel hierdie woordjie ook. Hy sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Wat dominee? Johan, hier staan dit in die Bybel, ek moet glo. Is daar twee woorde wat jy snap? Die duiwel sal nooit sê glo in die Here Jesus. Hy sal sê glo aan. Die daar staan glo in. Nou wil ek jou dit verduidelik. Die tronkbewaarder vra in vers 30 vir Paulus, wat moet ons doen? En Paulus antwoord, hy sê glo in. Die woordjie glo in die Griekse taal het 3 betekenisse. Nou moet jy dit mooi snap. Hy het 3 betekenisse. As ek vanmôre vir jou sê ek glo in die Here Jesus, dan sê dit vir my daar's iets wat ek gedoen het, daar's iets wat ek gesnap het. En dan gaan jy nou by daai kruispad uitbring en jy moet eerlik wees. En ek wil nou vanmôre vir jou sê trek maar nou die kringetjie om jou. Want ek gaan dit nie vir jou vrou vra nie, ek gaan dit ook vir jou man vra nie. Ek gaan vir jou in die oë kyk. Vir elkeen gaan ek vanmôre in die oë kyk en ek gaan vir jou hierdie vraag vra. Die eerste betekenis van hierdie woordjie glo kom by die punt van oortuiging uit. Met ander woorde, om gered te word, moet ek onder sonde oortuiging kom. Jou sonde moet een of ander tyd jou pla. En dan moet jy jou sonde voor die Here bely en dan moet jy doen wat die Bybel sê, hy wat met sy oortredinge breek, hy wat met sy sonde breek. Jy moet met sonde breek om gered te word. Kom by die punt van oortuiging. Was jy al onder sonde oortuiging? 'n Goeie mens hoef nie gered te word nie. Jesus het nie vir goeie mense gekom nie. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het gekom om te soek die wat verlore is. Om by die punt van oortuiging uit te kom, dan moet jy besef ek is verlore, ek is 'n verlore sondaar op pad hel toe. Wanneer ek saam met iemand bid, dan sal ek vir homself soos daar kom en sal ek sê gou vir my, besef jy dat jy is verlore? Ja, ons almal is sondaars. Mense sal sê, dominee, ons is almal sondaars. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dan sê ek, okay, sê gou vir my, besef jy is 'n verlore sondaar op pad hel? Ek gaan kerk doen. Dominee, ek het die Bybel. Wat soek jy? Jy sien, jy is hier, maar jy het nog 'n bietjie regverdiging hierdie kant. Ek het daar my Bybel gaan kerk toe. Ek bid dominee. Hoor gemooi. As jy nog nooit daar was, waar jy soos 'n verlore sondaar voor die Here op jou knieë was
en onder diepe oortuiging van sonde gekom het nie. Kyk my in die oë, ek wil dit vir jou sê. Wonder ek of jy weergebore is. En of jy vanmôre nie op 'n vals fondament staan nie. Want dit is wat die woordjie glo in die Griekse taal beteken. Kom by die punt van oortuiging uit. Het jou sonde jou gepla? Het jy dinge in jou lewe reggemaak? Het jy met sonde gebreek? Daar's die tweede een. Die tweede betekenis, kom by die punt van oorgawe uit. So ek moet eers onder sondeoortuiging kom. O, Here Jesus, hier kom ek. Johannes 1:12 sê ek kom bely my sonde voor U en ek neem Jesus nou aan as my persoonlike verlosser. Dit gebeur nie outomaties, dit gebeur ook in jou slaap nie. Jy weet dit gebeur. So seker soos wat jy weet wanneer jy gebore is, so seker sal jy weet wanneer jy weergebore is. Jy weet mos. Ek word dit nie in die proses nie. Ek word nie van 'n sondaar 'n bietjie meer Christelik en nou geestelik en nou dit dan ongelukkig is daai trappe nie. Jy moet eers daar kom waar jy dit besef. Daar red die Here jou. En hy maak jou sy kind. Hy kom by die punt van oorgawe uit. Het jy al so oorgawe gemaak? En nommer 3 van die woordjie glo beteken, jou wandel moet ooreenstem met jou handel. Met ander woorde, jou wandel soos ek nou loop, ek het onder sondeoortuiging gekom. Ek was 'n sondaar, ek was 'n vloeker gewees. Ek het gesteel, ek het gelieg, ek het bedrieg, ek kan al die dinge noem. Die Here, ek is jammer, die Here het my vergewe. Omdat ek 'n oorgawe, ek's 'n nuwe skepsel, ek is kind van God. Nou het ek opgehou vloek, my handel en my wandel stem nou ooreen. My wandel wys ek het 'n sondeoortuiging gewees. My wandel wys ek het 'n oorgawe aan die Here gemaak. My wandel wys ek doen dit nie meer nie. Dis dan wanneer jy in hom glo. Groot verskil nie. Weet jy hoe bang is die duiwel vir hierdie proses? Met die in. En dis wanneer dit gebeur. Daarom sal jy aan jou neus lei met aan. Glo maar aan God. Dit klink mooi Christelik, godsdienstig. Menigtes gaan helwaarts omdat hulle aan God glo. Sê dit onthou? Die woordjie glo 3 betekenis. In die Griekse taal kom by die punt van oortuiging uit. Jy moet onder sondeoortuiging. Ek sê baie keer, ek was in die begin van my bediening 'n bietjie haastig geweest, dan lei ek mense vinnig na die Here toe. En toe kom ek agter 'n lekker stukkie biltong, hy moet 'n bietjie lank in salpeter lê. Hoe langer hy in salpeter lê, hoe lekkerder word hy. Los maar dat mense onder sondeoortuiging, laat hulle maar daar lê. Hy moet goed gered word. En om goed gered te word, moet hy moeg raak vir sonde. Hy moet nie knak met sonde nie. Jy weet mos ons knak met sonde so taknak. En jy breek totaal en al. Jy is klaar daarmee. Want ek is 'n nuwe skepsel. Kan jy vanmôre sê, kan jy eerlik daar waar u sit, sê vanmôre, hoor wat sê Paulus vir hierdie man, die tronkbewaarder, glo in die Here Jesus. Glo in die Here Jesus. Aan wie glo jy? Aan God. Aan die Bybel. Die Satan het jou mislei. Die Satan mislei jou. Hy lei jou aan jou neus rond. Jy moet by daai punt uitkom, jy moet vandag by daai punt uitkom waar jy hierdie saak met die Here gaan deurkry en deurtrap. Gaan sluit jou toe. Sê Here, ek is nie seker, glo ek aan of glo ek in nie. Vriende, hoor jy, die woordjie aan en in is die verskil tussen die hemel en die hel. In en aan. Is die verskil tussen hemel en hel. Ek wil jou vra, het jy al by daai punt gekom? Het jy al? Punt van oortuiging. Punt van oorgawe. My vrou kan sien. Altyd mooi as ek huisbesoek doen en een van die partye sal my sê, dominee, ek kan sien, my vrou is anders. Ek kan sien, my man is anders. Iets het gebeur, of familie sê, jong, hierdie broer van my is anders. Daar's fout met hom, hy's anders. Hy's nie meer soos wat hy altyd was nie. Ons is nie beter, maar jy sien die verandering vind hier plaas. En omdat die verandering hier in haar plaas vind, sien ander mense buite uiterlik iets gebeur.
Wonderlik nie. Dis die 4de leentaal wat die duiwel met sukses gebruik. Ek glo aan. Kan ek net gou die 5de een vir jou noem? Mense sê hierdie woorde, God is 'n God van liefde en hy sal tog niemand in die hel werp nie. Weet jy wat is hier's 'n groot waarheid in? God is 'n God van liefde. Maar die leuen kom daarby. En dit is wat die duiwel mense voorhou. Hy verander net een woordjie. Dis mos waar. Dis waar, nee? Stem jy saam? Het jy geweet dat die duiwel die Bybel ken? Jy het geweet. Ek stem 100% met daai stelling saam. God is 'n God van liefde. Maar nou maak hy hierdie taal so. Omdat God 'n God van liefde is, daarom sal hy niemand in die hel werp. Dis die leuen. Die waarheid is, God is 'n God van liefde. Maar die leentaal is, omdat hy, daarom sal hy. Hoor mooi, wil jy die liefde van God sien? Kyk na die kruis van Jesus. God het klaar sy liefde bewys. Het jy geweet, liefde vra reaksie? Hy het my dit mos klaar gegee. Hoe reageer jy op sy liefde? Hoe reageer ek op sy liefde? Weet jy, hoe kan ek nie reageer? Om jy lewe vir hom te gee, onvoorwaardelik vir hom te gee en te sê, Romeine 5 vers 8, Here, kom stort daai liefde. Maar God stort sy liefde in ons hart, terwyl ons nog sondaars was. O, daai oomblik as ek kniel en sê, Here, ek kom en ek word u kind en ek wil u kind word. God stort sy liefde. O, ek reageer op sy liefde. Hier is die 6de leuen, ek gaan hom net vir u noem. Kyk nou mooi, ek breek hom vir jou mooi op. En dis nou die taal wat vandag so van die kansel af gepreek word, né? En die duiwel lag. Jesus het klaar betaal vir ons sondes. Jy kan maar leef net soos wat jy leef. Jesus het klaar betaal. Jy het die ewige lewe, leef soos wat jy leef. Dis die leuen. Hoor mooi, kyk gou daar, wat is die waarheid? Die waarheid is, Jesus het klaar vir my sondes betaal. Dis die waarheid. Hier is die leuen. Om die ewige lewe te beerwe, moet ek reageer op dit wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Hy steek sy hand van geloof so uit, hy sê, kom vat dit. En voordat ek dit nie kom vat het, sal ek nooit die ewige lewe hê. Ek kan kremora, ek kan dit hier on top hê, ek kan dit weet. Dit moet 30 centimeter afsak. Weet jy hoe ver is 30 centimeter lineaal lengte? Van hier af. Vat 'n lineaal by die huis, sit hom hier, 30 centimeter. Dis hoekom ek baie keer vir mense sê, baie mense gaan as gevolg van 30 centimeter hel toe. Net 30 centimeter lineaal. Weet jy hoekom? Hy het dit hier. Nog nie hier nie. Dit word eers hier wanneer ek en jy nie geloof reageer daar. Myne. Hy het my sondes betaal. O, ek kom eienaar vir myself toe. Wanneer ek dit vir myself toe eien, dan het ek die reg op die ewige lewe. Ek sluit af met hierdie vers. Johannes 3 vers 36, hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God het nie die lewe. Dit is mos eenvoudig. Dit gebeur nie outomaties nie. Hy wat die seun het, jy weet, jy het hom. Jy weet as jy hom aangeneem het, jy weet dit. Moenie dat die duiwel, die mensemoordenaar jou mislei, dat jy dink, ek het die ewige lewe. Interessant, as daai waar was, nou ek lees die Bybel en ek dink baie oor die Bybel. As daai waar was, hoekom sou Jesus gesê het, daar's 'n smal weg en daar's 'n breë weg.
En as hy na die smaalweg verwys, dan sê hy, daar is min. Wat is min? As daai dan waar is, hoekom is almal nie op die smaalweg nie? Dan praat hy oor die breë weg, dan sê hy, op hierdie breë weg is daar baie mense. Maar hoor gou mooi, die duiwel weet van die smaalweg, en hy weet van die breë weg. Nou kom die Bybel in Spreuke 14 vers 12, hy sê, daar's 'n middelweg, hy sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Daar's 'n weg wat vanmôre vir jou reg lyk. Ag, dominee, hierdie pad waarop ek is, lyk reg. Hoor wat sê hy die B-gedeelte, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Die einde. Die duiwel sê nooit die einde wys, hy sal net vir hierdie paadjie wys, ek is op 'n pad, ek is op 'n weg. Jesus sê die einde daarvan is weë van die dood. Here Jesus, dankie vanmôre vir die woord. Dankie dat U vir ons waarsku teen hierdie mense moordenaar wat mense mislei, verlei. Here, ek het hierdie week weer daaraan gedink, hy weet wat is sy einde. As ek Openbaring mooi lees, sal hy die heel eerste een wees wat van Jesus af weggestuur gaan word. Matteus 25 vers 41, gaan weg van my, jou vervloekte. Hy sal die eerste een wees. Die tweede een sal wees die antichrist, die derde een sal wees die valse profeet, en almal wat hy verlei het. Dis die volgorde van hoe mense in die hel gewerp sal word. Gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie. Here, ek wil vanmôre vir elkeen kom bid in hierdie gehoor. Ek kan maar net die saad saai. Dis die Heilige Gees se werk. Johannes 16 vers 8, om van sonde te oortuig. Here, ek wil bid, bring 'n sonde oortuiging oor mense in hierdie gemeente en ook in Kimberley, dat mense ewe skielik bewus sal word van hulle sonde, Here. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy bring eers die hart na die oppervlakte toe. Hy maak jou eers bewus daarvan, dan gee hy vir jou die oplossing. Doen dit, Here, en ek sê vir U baie dankie dat ek dit vir U kan vra. Wees werksaam vandag, Here. Wees werksaam. Bring 'n ongemaklikheid hier binne in die hart. Ek vra dit in Jesus se naam.